sit julle klomp hierdie kant. Kom papa jou. Dankie, julle het so lekker saam gesing. Voor ons nou gaan saam lees, wil ek hê ons moet saam bid. Ons maak ons oë toe. En ons vra vir die Here dat hy vir ons sal help, vanoggend ook die boodskap te verstaan, dit wat ons uit die Bybel uit gaan lees, dat ons dit sal verstaan, dat hy dit op ons harte sal skryf. Nou, hoe lyk iets wat op jou hart geskryf is? Beteken jy gaan dit nie vergeet nie, nê? En dit gaan wys en dit gaan deel wees van jou. So, kom ons bid saam. Here, dit is lekker om vir U te sing. Dit is lekker om te sing van hoe U alles gemaak het. Dit is lekker om te sing daarvan dat wanneer ons na die voeltjies kyk en ons kyk na die visse en ons kyk na die diere en die natuur en die berge en die lug, dan herinner al hierdie goeders vir ons daaraan dat U baie, baie groot is. Dat U dit alles gemaak het. Here, en U doen iets binne in ons, U verander ons, U maak ons nuut, U gee vir ons lewe, en wanneer daardie lewe in ons is, dan borrel dit uit. Dan kan dit nie binne gehou word nie. Here, en daarom kom bid ons nou ook, dat U vanoggend asseblief in elkeen van ons, nie net in die kinders nie, maar in al U kinders se harte, sal kom werk deur die Heilige Gees, en dat ons vanoggend ook iets nuuts van U sal ontdek. Here, seën ons asseblief vanoggend saam. Mag dit wat elkeen van ons dink, en dit wat elkeen van ons sê vanoggend, ook vir U bly maak en vir U mooi wees. Amen. Vanoggend se teksgedeelte kom uit 2 Timoteus 3 en ons lees daar vanaf vers 10. Alhoewel daar nou 'n teksgedeelte is waarop ons gaan fokus, moet ek vir julle sê, julle moet nou julle gordels vasmaak, want vanoggend se preek gaan oor die hele Bybel. Ons gaan deur die hele Bybel preek. So ek hoop ons is betyds vir middagete. Wat dink julle daarvan? Dink julle ons is reg? Ek sien hier is 'n paar kinders wat my blindelings vertrou. En 'n paar groot mense wat ongemaklik rondskuif. Julle, Paulus skryf aan Timoteus. Timoteus is 'n jong man wat al 'n geruime tyd onder Paulus se lering was. Paulus het vir Timoteus geleer van die Here, saam met sy ouma en sy ma. Timoteus se pa was 'n Griek gewees en sy ma was 'n Jood gewees, en sy ouma en sy ma het vir hom alles van die Here vertel wat hy geweet het. En Paulus het vir hom nog meer kom leer en vir hom van Jesus kom vertel. In later jare het Timoteus ook in Efese gepreek. Hy was ook daar so 'n leier gewees. Is julle twee alright daarso? OK. Klein boeties en sissies is 'n probleem partykeer, né? OK. Moenie bekommer nie. Ons hanteer hulle nog. Paulus skryf om vir Timoteus raad te gee, om vir hom te bemoedig, om vir hom te leer, vir hom te sê, Timoteus, kyk hierna, wees versigtig hiervoor, onthou hierdie, want jy is besig om vir mense van die Here te vertel en vir hulle te lei, daar waar jy nou is. 2 Timoteus sê sommige mense is Paulus se swanesang. Paulus weet, hy is op pad om voor die keiser gebring te word, en hy weet, hy gaan heel waarskynlik doodgemaak word daarna. En hy skryf dit ook so in daardie manier, hy sê ook vir Timoteus dat hy vir hom baie kosbaar is, en hy skryf sy laaste. Ek gaan gou-gou vra, as
die mammas of pappas sien, hulle sukkel dalk te veel. Ek sukkel nie met hulle nie. As julle sien, hulle sukkel dalk te veel met mekaar, kan julle hulle gerus net kom rustig maak. Maar hulle plan nie vir my nie. OK, julle, ons lees saam vanaf vers 10. Jy het my egter nougeset nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het. Watter vervolgings ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. En ek wil vir julle nou net sê, as hier groot woorde is wat julle nie nou verstaan nie, dis alright. Ek gaan nou net met julle praat hierna. Almal wat God vreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Hier is die belangrike gedeelte. Maar bly by dit wat jy geleer het, en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, opvoeding, om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Julle, dit is tot waar ons gaan lees vanoggend. Maar dis nou nie waar dit gaan stop nie. Paulus sê hier vir Timoteus dat die hele skrif deur God geïnspireer is. En hoekom dit belangrik is om die skrif te ken. Ek wonder, sal julle vir my hierdie ene kan doof, dat ek myself nou nie te woes verblind nie, daar kan eers staan. Dankie. Ek wil hê, julle moet nou vir my help. As ek so maak, as ek so maak, dan moet julle almal sê, dis 'n reuse probleem. Goed, as ek so maak, dan sê julle, dis 'n reuse probleem. As die groot mense saam sê, dan dink ek die kinders gaan dit dalk nog beter verstaan. So kom ons probeer dit gou. 1, 2, 3. Dis 'n reuse probleem. Daar sê, en as ek so wys, dan sê julle, God het 'n plan. Goed, kom ons probeer. 1, 2, 3. God het 'n plan. Dis 'n reuse probleem. God het 'n plan. Daar sê. OK. Gaan julle dit onthou? As julle dit nie nou onthou nie, dan gaan julle dit aan die einde van die diens verseker onthou. Julle, ons lees in die begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En ons lees dat dit donker is en die aarde is woes en leeg. Dis 'n reuse probleem. Maar God het 'n plan. God maak alles in orde soos wat dit moet wees. God skei die waters in die land van mekaar. God sorg dat die diere 'n plek het, dat die voëls 'n plek het, dat die son en die maan en die sterre hulle werk doen. En hy maak die mens en hy sê, dis baie goed en God is tevrede met dit wat hy gedoen het. Dis mooi, dis pragtig en alles werk so uit, want God het 'n plan. Nou, wat gebeur daar? Julle weet baie goed wat gebeur in die tuin van Eden. Wie wil raai? Wat gebeur? Hulle bly daar en wat doen hulle? Nadat hulle 'n ruk daar gebly het, wat vang hulle aan? Hulle het nie vir Jesus geluister nie. Hulle het nie vir God geluister nie, hulle is reg. En wat doen hulle? Hulle eet van daai vrugte waarvan God gesê het hulle nie mag eet nie. En dis die sondeval. En alles wat mooi was, lyk nou lelik.
Is dit regtig? Sê geweet. Dis 'n reuse probleem. Dis so 'n groot probleem dat ek dink ons kan dit selfs nog 'n keer nog harder sê en dalk moet die groot mense dit saam sê want dis Reuse probleem. dis 'n reuse probleem. God praat met die mense en hy stuur hulle uit die tuin van Eden uit. En die mense word gestraf. Maar dit alles gebeur nog steeds. En in die agtergrond, al lyk dit nie heeltemal so nie, weet ons, julle gaan weer moet probeer. God het 'n plan. Daar sy. Mense is uit die tuin uit, maar wat gebeur? Hierdie reuse probleem, hierdie sonde raak net meer en meer en meer en die mense raak boser en boser en boser tot so 'n punt dat God besluit hy gaan 'n groot vloed stuur. God besluit om die hele aarde se inwoners en die lewe daarop so te vernietig met 'n vloed. Maar God het 'n plan. En hy red vir Noag, sy vrou, en sy 3 seuns en hulle vrouens, 8 mense in totaal. Red hy. Op wat het hy hulle gered? Hoe het hy hulle gered? Ja? Met 'n ark. Ja, Noag het 'n ark gebou. Nou, ons gaan nou lekker kan liedjies sing vanoggend ook, maar dan gaan ons nie klaar kry met alles nie. So, ons gaan nou 'n paar jare verder. Die ark het die mense veilig bo die waters gehou. God het hulle gered. Die ark het op droë grond tot stilstand gekom daar in Berg Ararat en net so vir die groot mense wat dalk wil verder lees. Daar's nou nuwe argeologiese opgrawings waar die ouens nogal heel oortuig is hulle die plek gekry waar die ark moontlik sy rusplek gevind het, net so vir interessantheid. Maar nietemin, Noag kom uit die ark uit, die diere kom uit die ark uit. Wat sit God in die lug om te sê as 'n teken dat daar nie weer so groot vloed sal wees nie? Reënboog. Julle weet, daar's 'n reënboog en God het 'n verbond met die mense gesluit. Dis 'n belofte wat hy gemaak het. En hoekom kan God beloftes maak wat hy kan hou? Want God het 'n plan. Maar die mense raak weer net slegter en slegter, boser en boser. En hulle besluit, in plaas daarvan om na God te luister en te versprei oor die hele aarde heen, besluit hulle om 'n toring te bou, wat tot in die hemel reik, want hulle wil soos God wees. Dis 'n reuse probleem. Maar, God het 'n plan. daar sê, en wat doen God? Terwyl die mense nog besig is om te bou, kom hy af. Nou sê dit vir ons iets van hoe groot hierdie toring van hulle was. Want God moet afkom om te kom kyk na hierdie toringkie wat hulle bou. En vir die mense is dit so 'n groot ding. En hulle vergeet hoe groot God regtig is. God kom af en hy verwar die mense se tale. Kan julle dink hoe dit sal gaan as julle nou huis toe gaan en skielik praat jou ma net Duits. Jou pa praat net Engels en jy praat Oshiwambo. Ons gaan sukkel om mekaar te verstaan. Nee. Ek dink nie ons gaan lekker kan saam bly nie. En dis wat daar gebeur. God verwar die mense se tale. En die ou sê ek soek 'n hamer en hierdie ou hoor give me a hammer. Maar hy weet nie wat beteken give me a hammer nie. Want hy verstaan nie wat beteken 'n hamer in Engels en dis 'n deurmekaar spul. Maar dit alles gebeur presies reg, want God het 'n plan. daar. Julle, baie jare later het die mense nou uitmekaar uitgespat. In die begin daarso toe God vir Adam en Eva uit die tuin uit gestuur het hy vir hulle 'n belofte gemaak volgens sy plan en hy het vir hulle gesê dat hy iemand sal stuur om die sonde weg te neem, die sonde te oorwin, al hierdie slegte goed wat gebeur het,
om dit weg te vat. Nou daardie belofte is nog steeds daar, maar dit lyk woes, want almal doen wat hulle wil. God besluit om 'n man te roep met die naam Abraham, daar uit uit, en hy sê vir hom, Abraham, ek gaan jou God wees, en ek gaan vir jou sorg, en jy gaan my volg, en ek beloof om jou kinders en jou nageslag te gebruik as 'n seën vir die res van die wêreld. God maak weer 'n belofte. Hoekom kan God beloftes maak wat ons weet hy sal hou? Want God het 'n plan. Ons lees die stories van Abraham tot by Isak. Daar's 'n klomp gedeeltes daar tussenin. En julle ken hulle goed, hoop ek. En as julle hulle nie goed ken nie, dan moet julle hulle dalk gaan lees, want ek wys nou vir julle sulke hoofflitse deur hierdie groter storie wat die hele heilige skrif is. En tussenin is daar 'n klomp goed wat gebeur. Maar in al daai klomp goed wat gebeur, weet ons daar is goed wat ons lees, dan sê ons, dis 'n reuse probleem. En dan moet ons altyd onthou, wanneer ons lees van hierdie reuse probleem, wat dink julle moet ons onthou? God het 'n plan. Aha. So Abraham word gekies deur God. Maar daar is een groot probleem. Abraham is al oud, sy vrou ook, en hulle het nie kinders nie. Dis 'n reuse probleem. Maar God het 'n plan. Abraham probeer sy eie planne maak. En ons sien wat gebeur daarmee, wanneer Abraham sy eie planne wil maak, wanneer hy nie onthou dat God 'n plan het nie. Dan lees ons die storie van Ismael. Ouers, dis waar dit inpas. Dis wat gebeur as jy jou eie planne probeer maak in plaas van om God se plan te gehoorsaam. Isak word gebore. Abraham het 'n seun, wonderlik. En wat sê God vir hom? Abraham, jy moet vir Isak gaan offer. Want hoe gaan God se belofte nou vorentoe gaan? Hoe gaan God se belofte vorentoe gaan as Isak, wat nou Abraham se seun is, geoffer word? Dis sy enigste seun, behalwe Ismael wat sy eie planne was. Wat gaan gebeur? Ons weet nie. Dis 'n reuse probleem. Dis 'n groot probleem. Maar julle ken die storie. God gryp in, net soos Abraham op pad was om vir Isak te offer. Gryp God in, want God het 'n plan. en hy sê, Abraham, dit is nie hoe ek gedien word nie. En God gebruik dit as 'n voorbeeld vir gelowiges van daar af verder om te sê, maar dit is nie hoe die lewende God gedien behoort te word nie. Ons lees verder van Isak. En hy het 2 seuns. Wie kan sy 2 seuns se name onthou? Isak se seuns. Jakob en Esau. Wat doen daai 2 broers? Hulle tel lekker moeilikheid met mekaar op. En hulle is baie verskillend. Maar God kies vir Jakob. En God stap 'n pad saam met Jakob. En later jare het Jakob 12 seuns. En een van daardie seuns se naam is Josef. En soos ons in die Bybel lees, sien ons dat Josef 'n belangrike rol het om te speel in God se plan. En as deel van Josef se verhaal word hy in 'n put gegooi en sy broers verkoop hom. En later kom hy in die tronk. Nes 'n mens dink dit gaan beter gaan, dan gaan dit weer slegter. Elke keer wanneer 'n ou dink, "Yes, hier werk alles nou perfek uit," dan lees jy die volgende stuk en dan sien jy Dis 'n reuse probleem. Josef word op die ou einde die
belangrikste of die tweede belangrikste man in Egipte en dit werk uit dat sy broers by hom kom graan koop. En hy sê vir hulle, julle het hierdie goed bedoel vir sleg. Hierdie dinge wat julle gedoen het julle bedoel vir sleg. Maar God het dit bedoel vir goed. God het bedoel dat alles moet goed uitwerk. Hoe kan dit wees? Ek dink ons moet dit net weer sê en dalk moet die groot mense hier help. Ons sinkronisasie is uit. Julle hoef nie te sê want nie. Ons sê net want. Okay, ons gaan daarby uitkom. Ons gaan daarby uitkom. Jare later is die Israeliete al baie, want Jakob en sy ander seuns het ook Egipte toegetrek. Hulle het daar gebly, hulle het baie geword. So as ek reg onthou 400 jaar later. Toe is daar 'n nuwe farao en hy is nie tevrede met die Egiptenare wat minder raak as die Israeliete nie. En hy beveel dat al die Israelitiese seentjies doodgemaak moet word. Dis 'n reuse probleem. Want as die Israelitiese seentjies doodgemaak word, dan gaan daar nie verder Israeliete wees oor 'n klompie jare nie. Maar God het 'n plan. ja, en hy stuur vir Moses. Eers red hy vir Moses daar uit die water uit, of in die mandjie op die water, die farao se dogter kom verby. Julle ken daai stories, né? Ek hoop regtig julle ken hulle. En nou verstaan julle dalk waar pas hulle in ook. Want dit is alles deel van 'n groter storie. Moses word groot in die farao se paleis. Hy leer lees, skryf, hy weet hoe dink die Egiptenare, hy weet hoe praat hulle, hy weet hoe werk goeders daarso. En jare later jaag hy nonsens aan. En hy moet vlug vir die farao want hy het iemand doodgemaak. En hy vlug en hy sit daar in die veld en hy pas skape op. En die Here praat met Moses. En die Here sê vir hom, maar jy moet gaan en ek wil jou gebruik om my mense te red uit Egipte uit. Want die feit dat die mense in Egipte sit as slawe en swaar kry en die farao laat vir hulle verskriklik hard werk. En kyk, jy sou sê hulle suffer. Hulle kry bitterlik swaar. En dis 'n reuse probleem. Want dit is dan nou die mense deur wie God sy plan moet laat werk. Maar gelukkig het God nie mense net nodig om sy plan te laat werk nie, want hy het klaar 'n plan en sy plan gebeur. Of mense dit wil of nie. Ons gaan nou 'n klomp spronge maak in terme van tyd. Want ons het 'n klomp tyd om by verby te kom, want die Israeliete kom uit Egipte uit. Hulle kom voor die Rooi See. Wat gebeur daarso? Hier soos 'n see en agter hulle is die farao. Die farao kom met sy manskappe en hy wil hulle doodmaak en hulle jaag hulle en is perde en is verskriklik. Dit is regtig. Maar Moses weet en God sê vir Moses, Moses, steek uit jou staf oor die water. En wat maak daardie stuk see en daai klomp water? Wat maak dit? Skei. Dit skei. En die Israeliete is daar deur. En nes hulle deur is, sien hulle hier kom die farao en sy manne agter hulle aan. Wat dink julle is dit? Is dit al dink julle is nog steeds 'n reuse probleem? Nee, hoekom nie? God het 'n plan. En God laat daai see oor die farao en sy manne toemaak. Israeliete is veilig. Nou, net in hierdie tydjie van wat ons nou gehoor het julle al 'n goeie idee daarvan dat God 'n plan het, nê? Julle kan sien dat hierdie goed wat verskriklike groot probleme kan wees, dalk nie altyd sulke groot probleme is nie.
Want God het 'n plan. Hulle is net uit die woestyn, of net deur die see, nou is hulle in die woestyn. Maar die Israeliete verstaan nie wat julle nou alreeds begin verstaan het nie. Hulle begin kla. Waar gaan ons water kry? Waar gaan ons kos kry? Kyk hoe lyk hierdie goed, kyk hoe lyk dit. En hulle kla verskriklik. God gee vir hulle die wet, 10 gebooie. God maak 'n belofte aan hulle. En wat doen hulle? Hulle is ongehoorsaam. Sonde. Sien julle, daai reuse probleem bly 'n reuse probleem. En dinge raak erg. En dit lyk asof hierdie mense vir wie God nou uitgehaal het, hier uit hulle moeilikheid uit, nou 'n nog groter moeilikheid sit. Baie jare later nog, so 40 jaar later, omdat die klomp ongehoorsaam was en ook nie geglo het dat hulle die beloofde land sou binnegaan nie, staan Moses weer voor die volk, en dis waar ons nou is in Deuteronomium. God het 'n belofte gemaak aan die volk dat hulle die beloofde land sal binneneem. Wat is daai stad in die beloofde land se naam? Kan julle onthou? Daai met die dik mure. Julle het verlede week van hom geleer hier in die sonnaskool. Kan julle onthou? Nie Jerusalem nie. Jericho. Amper. Moses het verspieders gestuur, spies, spioene. Hulle het gaan kyk hoe lyk dit daarso, en toe kom die ouens en sê hulle, daar's groot mense daar, hulle is baie sterker as ons, dit gaan nie werk nie, ons kan nie vir Jericho inneem nie. Maar Joshua en Caleb het gesê, dis alright, ons sal dit kan doen, want? God het 'n plan. Aha. En toe sê God, kyk julle wou nie op my vertrou nie, so nou gaan julle nog 'n ruk langer in die woestyn leef, en ek sal daar vir julle sorg, maar julle klomp mense wat nou nie my geglo het nie, julle gaan nie nou die beloofde land ingaan nie. Toe jare later, toe gaan hulle kinders, en die kleiner kinders, en Joshua en Caleb gaan die beloofde land in. Dit was so erg, dat selfs Moses meer as een keer vir God gevra het, maar Here, kan ek nie maar ook die beloofde land binne gaan, en in 'n stadium is dit asof God vir hom sê, Moses, ek nou klaar gepraat. Julle ma sal vir julle gesê, ek nou klaar gepraat. Sê jou coach dit vir jou. Is nou klaar gepraat. Praat nie weer hieroor nie. God sê vir Moses dit. Maar, ten spyte van die goed wat nou ook lyk soos 'n reuse probleem, weet ons nog steeds, wat weet ons? God het 'n plan. Nou, saai. Die Israeliete kom op die ou einde in Jericho. En tussendeur is hier nou 'n klomp reuse probleme, wat julle baie goed bewus van sal wees, as julle al deur die kinderbybels gewerk het, en deur julle eie Bybels gegaan het. Daar's 'n klomp groot probleme tussenin, maar elke keer sien ons dat God 'n plan het. Daar's die tyd van die rigters, waar almal net gedoen het wat hulle wil. Elke ou het gedoen wat reg is, en wat hy gedink het reg is. En soos ons lees daar in Rigters, sien ons wat gebeur, wanneer mense net doen wat hulle dink reg is. Elke keer is dit moeilikheid, en Dit is 'n reuse probleem. 'n reuse probleem. OK. Van daar af gaan ons na die koningstyd toe. Die konings kry ons vir Saul, ons kry vir Dawid, ons kry vir Salomo, en van daar af is dit net nog erger en nog erger. Dit lyk net glad nie asof hierdie plan van God ooit sal werk met hierdie mense wat hy gedink het, of wat hy gebruik het daarvoor nie. Die volk gaan later uit die beloofde land uit, want hulle is so ongehoorsaam, God stuur hulle in ballingskap in. Hy stuur 'n ander koning van ver af, om hulle almal te kom haal, en hulle weg te vat, uit hulle land uit. Dis waar ons lees van 'n ou soos Daniël. Onthou julle 'n storie van Daniël? Ja, nie van jou nie, gelukkig was jy nie daar nie. Maar wat is die stories van Daniël? Daniël in die leeukuil. Dink julle, toe Daniël daar so langs die leeukuil gestaan het,
Dink julle hy het dalk gesê, Dis 'n reuse probleem. dink julle dis wat hy dalk gedink het? Ek dink hy het dit dalk gedink. Maar al het hy dit gedink, het hy geweet, God het 'n plan. daar's hy. En daar's waar die belangrike ding inkom. Dis waar ons sien wat geloof in God vir ons gee. Dis om te weet dat maak nie saak hoe groot hierdie probleem vir ons is, vir ons lyk nie. Kan ons weet God het 'n plan. Ek spring nog verder vorentoe. Hulle kom terug uit die ballingskap uit, want God het 'n plan. Hy het vir hulle beloof, hulle gaan terugkom. Daniël sien dit ook. Jesegiel, ons lees van die klomp profete wat optree. Die profete het elke keer vir die volk herinner wat God in sy woord gesê het. Die profete het die mense, die konings en die volk herinner daaraan aan wat God se plan is. Daai dele van die plan wat God vir die mense gegee het en vir hom gewys het. Die profete kom herinner hulle elke keer daaraan en hulle waarsku hulle, pas op vir sonde, want sonde Dis 'n reuse probleem. Ek gaan sê, die groot mense moet dalk saam sê op sonde. Dis 'n reuse probleem. Ek dink nie ons verstaan aldag hoe groot daai probleem van sonde eintlik is nie. Nadat hulle teruggekeer het uit die ballingskap uit, Jerusalem herbou, tempel herbou, volk min of meer herstel, godsdiens ingestel is, Fariseërs, Sadduseërs, hierdie ouens hulle opkoms gemaak het, is al 400 stil jare. God praat nie met die mense soos wat hy voorheen gepraat het nie. Dit is stil. Mense wonder dalk, waar is God? Mense wonder of God nog van hulle onthou. En dit Dis 'n reuse probleem. ons lees in die evangelies dat daardie reuse probleem nog steeds nie so groot is soos wat ons dink dit is nie. Want God het 'n plan. julle klink vir my onseker as julle sê God het 'n plan. Wil julle weer probeer? God het 'n plan. Die engel verskyn aan Sagaria. Engel verskyn aan Maria. Johannes die Doper word gebore. Johannes die Doper vertel vir die mense dat die Messias op pad is. Jesus word gebore. In daai tyd, wat gebeur met die seentjies toe Herodes hoor dat die koning van die Jode, die Messias gebore is? Wat doen hy? Kan julle onthou? Hy wil hom doodmaak. Maar hy kry nie vir hom alleen nie, so wat besluit hy? Hy besluit om al hierdie kindertjies sommer dood te maak. Het ons dit al iewers gesien? Het ons dit al iewers gesien? Met die farao. Elke keer lyk dit soos 'n reuse probleem, maar ons sien God se plan is en bly daar. Jesus word groot. Jesus bedien die mense. Hy vertel vir hulle van die koninkryk van die hemele. Hy vertel vir hulle van hierdie oorwinning oor hierdie reuse probleem, oor die sonde wat nou hier is. Hy vertel vir hulle van God. Hy herinner hulle aan God se beloftes. En wat gebeur? Na so wat 3 jaar se prediking kom die Sadduseërs, die Fariseërs, die Joodse raad, al hierdie ouens wat nie van Jesus hou nie, kom by mekaar en hulle maak 'n bose plan. Hulle maak hulle eie bose plan. En hulle maak vir Jesus dood. Jesus wat veronderstel is om hierdie probleem van die sonde op te los. Hy het dit klaar. Hulle maak hom dood. Jesus is dood. Hy's in die graf. Hy's regtig
egtig dood. Die disippels wat vir Jesus gevolg het, sê dit ook. Dis 'n reuse probleem. Maar asof hulle reuse probleme nie ophou nie, gaan die vrouens op die 3de dag na die graf en hulle wil Jesus se lijk gaan balsem, hulle wil gaan kyk, hulle wil nog salf en olie aansmeer. En die vrouens kom daar en wat sien hulle? Die graf is oop, die graf is leeg en hulle dink, Dis 'n reuse probleem. maar is dit? Dankie, julle het nou so mooi vir daai ene geantwoord. Want die leë graf is nie 'n probleem soos wat hulle gedink het dis 'n probleem nie. Want hulle het gedink iemand het Jesus se liggaam kom steel. Niemand het Jesus se liggaam kom steel nie. Hy die dood oorwin. Hoe kan Jesus uit die dood uit opgestaan het? God het 'n plan. Aha. Jesus staan uit die dood uit op. En hy saam met sy disippels. En hy leer vir hulle vir nog 'n tyd. En terwyl hulle eendag daar op langs die een berg is, staan hulle daar en Jesus stap. En daar kom 'n wolk. Die wolk kom om Jesus. En skielik daar gaan Jesus. En al die disippels staan so en hulle kyk. En ek dink daarso sê hulle ook vir mekaar, Dis 'n reuse probleem. want waar is Jesus nou? Ja, hy's nou nie meer hier. Dis wat hulle nou dink. Hulle dink nou los Jesus ons alleen hier. Maar het hy hulle alleen gelos? Nee. Wil jy nie kom preek nie? Baie dankie. Ek wil sê uit die mond van kinders en suigelinge, nê? Die Here stuur die Heilige Gees om ons nie alleen te los nie. En die kerk groei. En deur die jare heen kom die kerk agter, maar Jesus kom nie terug nie. Hy kom nie terug wanneer ons dink hy terugkom nie. En die eerste generasie Christene sterf. Die disippels sterf. Die eerste generasie Christene, tweede generasie Christene. Ons besef, die kerk van vroeër besef, maar ons moet onthou, Jesus het vir ons 'n opdrag gegee. Hy het gesê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En onthou, ek is by julle tot in die volëinding van tyd. Tot in die laaste oomblik van tyd is ek by julle. En julle het nou so mooi gesê, dit gebeur deur die Heilige Gees wat binne in ons is. Maar die tyd gaan aan en die kerk besef dat God se tyd nie mense se tyd is nie. Die kerk kry geweldige vervolging. Mense word doodgemaak omdat hulle vir Jesus dien. Dis 'n reuse probleem. Dit is 'n reuse probleem. Maar deur al hierdie reuse probleme waarvan ons nou vanoggend aan 'n paar geraak het, kan ons sien dat God die heeltyd nog altyd 'n plan gehad het. In Openbaring lees ons dat dinge baie erg vir die kerk geraak het en nog sal raak in alle waarskynlikheid ook. Ons het gelees in Timoteus, ons teksgedeelte, van hoe die mense wat ongelowig is, net meer ongelowig sal raak, en die mense wat boos is, net nog boser sal raak. Het ons iewers daarvan iets gelees? Kan julle iets daarvan onthou? Kan julle onthou die vloed? Kan julle onthou vir Babel? Kan julle onthou elkeen van hierdie hopelose situasies? Elke keer wanneer ons sê, Dis 'n
moet ons onthou, God het 'n plan. ek wil vir elkeen van julle, vir elkeen van ons wat hier is vanoggend en wat dalk luister aanlyn of op die video, wil ek vir julle herinner daaraan, dat elke keer wanneer jy met 'n situasie in jou lewe gekonfronteer word, waar jy wil sê, Dis 'n reuse probleem. dat jy sal onthou, en dat jy dit sal bely, en dit sal glo, dan kan ons dit almal nou hardop saam sê. God het 'n plan. Amen. Here, deur moeilike tye, deur hopelose situasies, deur die slegste van ervarings, weet ons dat U alles ten goeie laat meewerk, vir die wat U liefhet, vir die wat volgens U besluit geroep is. Help ons om altyd te onthou dat U 'n plan het. U maak nie plannetjies nie, U dink nie plannetjies uit nie, U kyk nie of hierdie dalk kan werk en of hierdie dalk beter kan werk as die vorige idee nie. U het 'n plan van ewigheid en van altyd af. En U voer dit uit, U laat dit gebeur. En daarom kan ons op U belofte staatmaak. Daarom kan ons op U vertrou. Mag U woord, die verhaal wat ons lees, U storie met die mensdom, in ons harte geskryf wees, in ons kinders se harte geskryf wees. Mag ons dit leef. Mag ons altyd onthou dat U 'n plan het en dat U doen wat U beloof. U, die almagtige, soewereine God. Amen. Baie dankie julle. Ons gaan nou nog een laaste liedjie sing.